Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Met net een link kan jy registreer vir ons events, finansiële bydraes maak, na ons preke en podcast luister, deel word van 'n bediening en nog meer. Scan die QR-kode en save die link op jou appscreen om dit maklik te kry. Ons het elke Vrydagoggend 6 tot 7 'n geleentheid waar manne saam kan koffie drink, lewe share en saam bid. Ons hoop om jou daar te sien. Ons het 'n life groep vir seniors. As jy 60 jaar of ouer is, of iemand ken wat graag deel wil word van so 'n life groep, nooi ons jou uit na Woensdag 7 Mei om 10:00 die oggend by die kerk. Goed, so ons is hier in seker die grootste kerksaal in die Weskaap, Bellville Wes NG Kerk. In 'n radius van 'n kilometer van ons af sit ons met die Bellville polisiestasie, ons sit met Bellville stasie. Weet jy wie vir julle al daar verby gery het en gesien hoeveel daai groot plakkerskampe daar is nie. So 'n kilometer van net so bietjie meer as 'n kilometer van die taxi rank af. So Mes se hoofkantoor is ook hier by ons. Hierso sit ons in die hartjie van seker die grootste een van die grootste noodstukke of gedeeltes met 'n klomp nood in waar ons is. En daarom dink ek is dit baie ideaal dat ons jaar hier by Street Store ons Street Store hier gaan hou. Ons droom saam met Doxa is dat ons so 2000 mense kliënte sal kan hê. Ons wil graag vir hulle kos gee, ons wil vir hulle klere gee en ons wil hulle net met Jesus Christus se liefde bedien. Baie welkom en geseënde Paasfees en mag jy en as jy vriende en familie het, dit heerlik hierdie naweek geniet en dit saam tyd spandeer. Dis lekker, dit is altyd so great om op 'n Paasfees die woord te bedien, want ons weet dis waaroor dit gaan, nê. Dit is hoekom ons die Here dien, dit is wat ons doen, dis waarvoor dit is. Dis om vanoggend hier te wees en te sê, Here Jesus, as ons moet terugdink waardeur U moes gegaan het, ek dink nie ons kan verstaan nie, maar ek dink ons kan sien. Nee, ons kan sien wat die Here deurgegaan het en dit is sigbaar in ons lewens en die mense om ons se lewens. So is dit lekker om vanoggend saam met jou te kuier. Ons het so ruk terug met 'n reeks begin en die gedagte was om te fokus op Jesus soos ons opbou na Paasfees toe en ons het gekyk na verskillende woorde wat Jesus op die kruis gesê het en die groot ding is van die woorde wat Jesus op die kruis gesê het was nie net gewees om net iets te sê nie, dit was spesifiek bedoel vir jou vandag en elke uitspraak wat Jesus aan die kruis gemaak het, het ergens iets in jou lewe kom verander en jou in 'n ander posisie kom plaas, sodat jy beter in 'n ander lewe kan leef. En ons het deur alles gegaan en verlede week was dit regtig Sondag 'n besonderse woord rondom die prentjie waar Jesus gesê het, my God, waarom het U my verlaat? En ons het bietjie gaan journey oor daai gedagte om te besef dat God is nooit regtig ver weg nie, maar partykeer het ons daai belewenis, nê. Maar vanoggend net om by dit aan te gaan, en dit gaan so na die einde toe, jy gaan nou sien, Sondag gaan ons hom afsluit.
hierdie hele reeks, maar hy werk na 'n punt toe, en op 'n stadium hang Jesus daar aan die kruis, en jy kan jouself nou indink, dis nou al 'n entjie gevorder totdat hy hier is. Ek bedoel, hy het al begin en ingekom met die palmtakke, deurbeweeg, hy is later gevang en gekruisig, en hy hang aan hierdie kruis. Dis nou al 'n opbou, dis al 'n gedeelte, tyd wat verloop het, en hy hang aan hierdie kruis, en dan sê hy die volgende woorde, want hy het al klaar gesê, Vader vergewe hulle, en het 'n klomp uitsprake gemaak, dan sê hy hierdie woorde, dit is volbring. In die oomblik as jy dit hoor, en ons het al voorheen gehoor, en ek is seker daarvan, veral as jy ergens deel was van 'n doxadaio of van doxadaio, dan het jy hierdie woord al baie gehoor, it is done, it is finished, dit is volbring. Maar wat beteken dit, en wat is volbring? Ek wil jou gevat aan die gedeelte toe, daar in Johannes wat geskryf staan, en interessant genoeg, Lukas het 'n bietjie anders gaan detail, jy sal sien aan die einde, maar hoor wat staan in Johannes geskryf, hy sê, en hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors, en daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, en die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit, en dit teen sy mond gehou, en nadat Jesus die suurwyn gedrink het, is asof hy wil sê, hierdie tydperk is nou verby, hierdie suurwyn stel iets voor van 'n tyd wat nou verby is, en dan kom hy en dan sê hy, en nadat Jesus suurwyn gedrink het, hy gesê, dit is volbring, en toe het hy sy kop voor laat sak, en die laaste asem uitgeblaas. Jy gaan sien interessant, Sondag met Lukas iets gedokumenteer voor hierdie gebeur het. Hy sê, voor Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, hy nog woorde gespreek, waar hy gesê het, Vader, in u gees gee ek my lewe oor. Maar ons kom daar by Sondag, maar die prentjie wat ons hier sien, wat duidelik is dat Jesus kom maak 'n uitspraak voor hy sterf, en sê, dit is volbring. So, wat is op hierdie stadium volbring? Wat is dit wat Jesus na verwys? Wat is dit wat Jesus kom sê is volbring? So ek het 'n paar goed gaan neerskryf om te dink, op hierdie oomblik, miskien wat Jesus moes gedink het, of besef het, of deur sy gedagtes gegaan het, of deur die Gees in 'n oogwink aan hom geopenbaar is, was die volgende, dat Jesus kon sê, dit is volbring, hierdie einde van my lyding, my roeping op aarde is voltooi, van my geboorte af sien ek die prentjie wat ek moes kom doen het, die lyding en die vernedering wat ek moes beleef het, kan ek aan die een kant sê, met hierdie woorde, hier is dit nou, dit is volbring. Ook sê hy sy missie om die verlossing van versondaars te bring, om te sê, dit is volbring, want hy het woorde gespreek, Vader vergewe hulle, hy sê, dit is volbring, sondaars kan nou vir ewig gered word. So daar kan 'n prentjie wees, wat insluit dat, sodat jy nie vir ewig hoef te sterf in sonde nie, dit is volbring, daardie prentjie van mens om te sterf as gevolg van die loon van die sonde, die dood, sê Jesus is volbring. Nog iets is, kan hy gesê het, met dit bedoel hy, die Oud-testamentiese profeseë oor die Messias is vervul, dit is volbring, alles wat gespreek is oor my, alles wat gesê is oor die paaslam, of gesê is oor die Messias, dit is nou, op hierdie oomblik, volbring, en dan gaan hy aan, dit kan beteken, al hierdie Oud-testamentiese wette, en die tempeloffers, is volbring, want dit alles het hulle betekenis in Jesus gekry, so op 'n oomblik sê hy dit ook, dit is volbring, en dan natuurlik die duiwelse heerskappy is gebreek, julle weet, daai Genesis 3 vers 15 verwys daarna waar daar ewig vyandskap verklaar word tussen die vrou en haar nageslag en die duiwel in daai prentjie, en hy sê selfs daardie oorheersing of die heerskappy van die duiwel met die mens op aarde, dit is volbring. Jy sien hierdie uitspraak van volbring sluit soveel in. Die hopeloosheid skryf ek daar oor sonde, ons hopeloosheid oor sonde en dood is oorwin deur die geloof, deel ons in sy oorwinning. So ek dink as jy daai woorde hoor, dit is volbring, dan sluit dit soveel in. Soveel op daai oomblik, die middelpunt van waaroor alles gaan, word ingesluit met daai een oomblik toe Jesus daar hang, en ons sien dit, die mens wat daar staan sien dit, en hulle hoor wat hy sê, en hulle besef, maar waarlik, hierdie is die Messias, hierdie is die Seun van God. So wat beteken dit vir ons? As jy vanoggend hier sit,
meer as 2000 jaar verder en die woorde weergalm nog steeds deur die eeue. Wat beteken dit fisies vir jou? As Jesus vir jou sê, dit is volbring. So, die volgende dink ek het met ons gebeur. Die oomblik toe Jesus hierdie woorde spreek, is daar 3 goed vanoggend waarop ek gaan fokus. Die Engels sê hom net beter as Afrikaans. Ek het hom gaan vertaal in Afrikaans, maar die Engels is net beter. Ek dink, toe Jesus sê dit is volbring, beteken dit vir ons is redeemed, met ander woorde verlos. Dit beteken ons is redefined. Dit beteken ons is geherdefinieer. Daar's 'n ander definisie oor ons uitgespreek en natuurlik beteken dit ons is realign, ons is herbelyn. Ons belyn ons met wat Christus gedoen het. Dis 3 goed wat gebeur vir ons, wat dit beteken. So as jy hoor daai woorde, dit is volbring, it is finished, it is done. Hoor die volgende, I am redeemed, I am redefined, and I am realigned. Hoor dit, maak dit vas in jou lewe, sê, dis waar dit vir my gaan. Die oomblik toe Jesus het sê, toe gebeur daar iets in my. Redeemed. It's amazing, toe Jesus vir jou kyk, en hy spreek hy woorde, hy sien jou in die toekoms, hy spreek die woorde, toe sê hy vir jou, weet jy wat, hoor gou vanoggend dit, jy is verlos. Of jy die Here dien of nie dien nie, die Here se woord oor jou is, jy is verlos. Verlos waarvan? Verlos van dit wat jou weghou van die heerlikheid van God. God het 'n prentjie oor jou. Sy heerlikheid is hier vir jou op aarde. Hy wil hier terwyl jy op aarde leef, moet jy binne die heerlikheid van God leef. En dan spreek jy die woorde en sê, jy is redeemed, jy is verlos van dit wat jou verhinder om die prentjie, die droom wat ek oor jou het te leef en te betree. Jy is verlos. Daai woord tetelestai is 'n woord wat eintlik kan ek eenvoudig net vertaal word met dan. Nee, so ons sê tetelestai beteken it is done, it is finished, dit is volbring. Volbring is klaar. Nee, dit het gebeur. Maar hierdie woord was ook 'n woord wat hulle gebruik het, bekende woord as die ouens in finansiële gesprekke, as jy skuld het en jou skuld word afbetaal. Jy weet, die skuld is nou klaar. Jy kry nou daai papiere van jou kar. Die nates dokumente word vir jou gestuur, die rekening is afbetaal, jy smile breed. Hierdie is nou myne. Die skuld is betaal, ek is vry van die skuld. Jy sien, dit was 'n bekende woord gewees. So toe Jesus dit sê, outomaties hoor hulle iets van skuld is afbetaal, né? Die volgende prentjie is die manier hoe Jesus hierdie skuld afbetaal het, was deur die duurste, as ek dit in aanhalingstekens kan sit, geldeenheid wat ons ooit sal kan verstaan of kan hê en kan begryp voor kan hê, en dit is sy bloed. En hoor hoe belangrik is dit? As ek sê Jesus het die skuld van die mens betaal met die duurste element of geldeenheid wat jy dan wil noem, of die duurste element wat hy kon gehad het, dis sy bloed, beteken dit, daar is niks groter as sy bloed vir enige een wat ons kan doen of kan sê, niks is groter as dit wat Jesus betaal het nie. En ons voel partykeer, ek skryf, dat beteken daar is niks groter waarde as sy bloed nie, daar is geen skuld, geen skaamte, geen seer, wat groter waarde het, as die bloed van Jesus Christus, waarmee jy vrygekoop het nie. So as jy sit, kan jy eerlikwaar sê, dankie Here, dat ek vrygekoop is, dat ek geen skuld hoef te voel nie, want die prys wat betaal is soveel groter as die skuld wat ek dra, as die seer wat ek beleef, as die skaamte wat ek het, die prys wat betaal is baie hoër as dit wat ek beleef. Partykeer voel ons, Here, maar my pyn is so groot. En wil Jesus vir jou kom sê, maar verstaan jy, as ons dit in equation moet bring, met die bloed van Christus, my bloed wat ek gestort het, besef ons ergens dalk iets, miskien as jy kyk na hierdie video's van Jesus, daar in die kruis hang, en dan besef jy, Here, die pyn wat ek beleef, kan nie enigstens eers opweeg, of die skuld wat ek het, kan nie opweeg teenoor dit wat jy beleef het nie. Efesiërs 1 vers 7 in die 83 vertaling sê dit, hy sê, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens wat? Die ryke genade van God. So as gevolg van sy genade is daar iets in ons lewens wat ons ook vanoggend kan sê, dit is volbring.
Nee, as gevolg van sy ryke genade kan ek sê, Here, die skuld in my lewe is volbring. Here, die skaamte en die seer in my lewe is volbring, want die prys wat U betaal het, is veel groter as wat ek enigstens kan beleef of kan doen. Ek skryf dit so, ek sê die kruis is nie net 'n simbool van lyding nie, maar van vryheid. Jy sien, die kruis maak ons vry. Die kruis maak ons vry van hierdie veroordeling wat ons beleef, van skuldgevoelens. Die kruis, as ons kyk na die kruis, sien ons 'n teken nie van lyding nie, maar van vryheid. Christus het gekom om jou vry te maak. Die afgehandelde werk van Christus beteken ons hoef nie vir redding te werk nie. Hy sê al wat jy moet doen is, jy moet verstaan, dit is vir jou en jy moet glo om hierdie redding te ontvang. Dis eenvoudig soos dit. Here, ek hoef nie te gaan werk en goed te doen en te probeer sê, ek gaan ophou so, ek gaan ophou die, ek gaan hierdie vir my, ek gaan daai nie probeer doen nie, ek gaan alles begin een kant toe skuif, sodat ek net nie iets verkeerd doen nie. Dan sê die Here, jy verstaan nie, ek het daarvoor betaal, al wat jy moet glo, is dat daardie redding vir jou is. Eenvoudig soos dit, niks wat ons doen, of nie doen nie, kan enigsins hierdie werk van Christus en hierdie woorde, dit is volbring, ongedaan maak nie. Dis niks wat jy kan doen, wat maak dat Jesus nie meer gekruisig is nie. Dis niks wat jy kan doen, wat maak dat sy bloed nie meer gevloei het nie. Dis niks wat jy kan doen, wat maak dat hy nie hierdie uitsprake aan die kruis gemaak het, waarvan dit insluit, vergewe hulle, waarvan dit insluit, dat ons nie verlaat hoef te wees, Gods verlaat hoef te voel nie, en wat insluit natuurlik, dit is, volbring niks nie. Nou, die tweede ene, as jy verstaan en sê, Here, dankie tog, ek verstaan iets, ek kies, ek glo dit, dat U het my verlos, ek is vry van die straf van sonde en die skuld wat op my is, ek kan vry leef, fully alive. Kom by die punt om te sê, maar wat beteken dit as U my verlos het? Wil die Here vir jou sê, you know what, you are also redefined. Ek het jou nie net verlos nie, maar ek het jou kom herdefinieer deur vir jou 'n nuwe identiteit te gee in Christus. Met ander woorde, dat jy het 'n nuwe definisie van jou lewe gekry. Jy het 'n nuwe betekenis in jou lewe gekry. Omdat jy verlos is, het jy 'n nuwe betekenis. Het jou naam 'n ander betekenis gekry. Het jou optrede 'n ander betekenis gekry. Ek skryf daar, die kruis herdefinieer wie ons is. Ons is nie meer slawe van sonde nie, maar ons is nou drie goed. Ons word geherdefinieer. Weg van 'n slaaf van sonde, kry jy nuwe definisie oor jou uitgespreek. Kinders van God, erfgename van sy beloftes en aanbiders van sy koninkryk. So jy's 'n kind, jy's 'n erfgenaam en jy's 'n ambassadeur. Dis die nuwe definisie. So met ander woorde, as jy nog self na jouself verwys in die ou definisie, met ander woorde die ou prentjie om te sê ek is 'n sondaar, wil die Here vir jou sê, maar verstaan, omdat ek jou verlos het en jy glo in die verlossingswerk van Christus aan die kruis, omdat ek gesê dit is volbring, moet jy verstaan, jy het 'n nuwe definisie oor jou lewe word uitgespreek. Jy kan nou nie meer sê jy is 'n sondaar nie, jy kan nou sê jy is 'n kind van God. Jy kan sê jy is 'n erfgenaam en jy kan definitief besef, maar jy is iemand wat hom verteenwoordig, jy is 'n ambassadeur. Jy kry 'n nuwe definisie. Ek skryf daar, iets het nie net met ons gebeur nie. Sien, die oomblik as jy verlos word en jy word geherdefinieer, dan beteken dit nie net iets gebeur met jou nie, dit beteken iets gebeur binne in jou. So dat iets binne in jou gebeur, dan beteken dit hier binne is, van die binne vloei iets niets uit, lewende water, nee, want iets het binne in jou gebeur. Dis nie net iets wat oor jou uitgegooi is nie. Die Here het nie net gesê, hier's lewende water en hy gooi ons met dit nie. Hy sê nee, dit het nie net met jou gebeur nie, dit het actually binne in jou gebeur. So die verlossing kom van binne en dit change alles aksies na buite en hoe mense jou buite sien. Ek wil jou na 'n voorbeeld toe vat van die Springbokke, om dit die beste te verduidelik. Nou toe die Springbokke actually die World Cup gewen het, nee, daar was 'n game, hulle het 'n game gespeel en die game het hulle gewen. Na die game, toe sê hulle, wat het gebeur? Daar het iets gebeur. Hulle is nou World Cup winners, nee, wêreldbeker wenners. Hulle is nou nie net meer rugby spelers nie, nee. Hulle is nou wêreldbeker wenners. So iets het binne hulle gebeur. En elke keer as die ou daarna weer op die veld draf en hy nokkie bol, want hy het een of ander fout gemaak, of hy konsentreer nie, na daai wedstryd, kan niemand vir hom sê, maar jy is nie 'n wêreldbeker wenner nie. Hy het reeds die game gewen, hy het reeds die oorwinning behaal, en wat dit beteken is, hy kan nie dan terug gaan en sê, wow, ek dink nie ek het hierdie titel waardig nie. Kom ons speel gou die game oor. Roep al die spanne bymekaar, roep al die mense bymekaar, roep almal wat daar was bymekaar en sê ons wil hierdie game gou oorspeel, want ek is nie seker of ek 'n wêreldbeker wenner is nie. Sien,
Dit werk nie so nie. Die wedstryd het gewen en die oorwinning van daai wedstryd het iets in daai ou laat gebeur. As hy instap by 'n plek en al is hy klein en maak nie saak wie dit was nie, instap by 'n plek, dan sien almal 'n wêreldbeker wenner. Presies dieselfde. Skryf dan net so het Christus reeds die dood oorwin. En hy het ons 'n nuwe identiteit gegee. Jy sien die feit dat hy jou kom herdefinieer het. Kan jy nie terug en sê nee, Here, ek voel nou vandag nie. Ek voel nie soos 'n kind van God nie. Wil u nie maar weer gou gekruisig word en dit gou weer gaan oordoen nie, want ek wil net weer daardie oorwinning gaan behaal aan die kruis. Dan sê Jesus, wat is sy woorde? Dit is volbring. It is done. Kan ons glo dat dit in ons lewens volbring is? Kan ons aanbeweeg en sê, Here, ek wil nie hier bly by hierdie struggle om die hele tyd te fight om te sê, is ek of is ek nie? Is ek kind van God of is ek nie? Ek wil ergens kom en sê, die woord sê, U het my verlos. Die woord sê, as gevolg van die verlossing het U my kom herdefinieer, en as gevolg van hierdie nuwe definisie wat ek in Christus opneem, wil ek sê, ek is klaar met die ou lewe en ek wil die nuwe lewe leef, wat Christus vir my kom moontlik maak. Het Galasiërs 2 vers 20, nou daai is die konvensionele Afrikaanse Bybel, as jy nie geweet het daar staan, jy sê 'n spelfout nie, daar's actually so 'n Bybel wat in 23 geskryf is, maar hy sê vir my mooi, hy sê vir my iets anders, hy begin om te sê, ek is saam met Christus gekruisig, nogtans lewe ek, maar nie ek nie, maar Christus leef in my. Is dit nie mooi nie? Hy sê, nogtans lewe ek, maar nie ek nie. So hy sê, daar's 'n ek en 'n ek. Nee, hy sê so, ek leef, maar eintlik leef ek nie, want hy sê, ek is hier voor julle, maar eintlik het ek gesterf saam met Christus. Dan gaan hy aan, hy sê, en die lewe wat ek nou leef in die vlees, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het homself my oorgegee het. So hy sê, die een lewe van my is vry. Die ander lewe leef ek in die vlees, en die vleeslike lewe leef ek in geloof, oor dat ek glo die uitspraak van God oor my lewe. Dit is eintlik amazing wat hy hier sê. Hy sê so, ek leef, nie ek nie, maar eintlik leef ek. Maar hierdie vleesgedeelte van my, so daar's twee van my. Hierdie vleesgedeelte. Dis hierdie een wat my die hele tyd wil vat en hy sê, jou wil, jou intellek, jou emosie. Jy is nie goed genoeg nie, jy doen nie reg nie, jy doen verkeerd. Jy het daai ding verkeerd gesê. Daar's moeilikheid. Hy sê daai ene. Nee, leef ek in geloof deur te sê ek glo die uitspraak van Christus oor my. Ek glo dat ek hergedefinieer is deur sy uitspraak in my lewe. En dan bring dit jou by die derde ene. Realigned, nee? Christus het jou kom herbelyn, sodat jy alles in jou lewe kan belyn volgens sy uitsprake in jou lewe. Jy sien hoe werk hierdie goed, nee? Ek is verlos, ek is hergedefinieer, ek het 'n nuwe definisie oor my lewe, sodat ek alles in my lewe kan belyn volgens God se woord en God se uitspraak oor my lewe. En dis wat ons op 'n partykeer mis. Ons wil sekere van die goed wat God se uitsprake oor ons lewe is, wil ons nie belyn met die waarheid van sy woord nie, want ons wil glo nie dat die Here, dit kan nie waar wees, Here, dat U my vrygespreek het van al hierdie goed nie. My gedagtes. Die Here kom sê, maar kom belyn jou gedagtes. Ek sê, sonde het ons verhouding met God verdraai, maar Jesus het ons intimiteit met God kom herstel. Hy het ons kom belyn. Sien, sonde maak dat jy weggaan van God af, nee, dis wat sonde doen. Christus bring jou terug in 'n intieme verhouding met God. Hy kom belyn jou, hy sê dit is as gevolg van my verlossing en die nuwe definisie oor jou lewe, wil ek jy met jou gedagtes belyn. So die kruis het ons nie net verlos nie, maar het ons kom realign na die oorspronklike ontwerp. Ek het hier 'n woord geskryf, hy het jou nie net kom herstel nie, maar hy het jou kom nuut maak. Jy het nie nuwe pirate parts gekry nie. Maar hy het jou oorspronklike parte kom gee. Hy het jou kom nuut maak. Verstaan jy dit? Hy het nie gegaan en gesê ons, hierdie ou het 'n probleem en ons moet hom net so 'n bietjie kom timmer en 'n bietjie reg timmer hier en reg timmer daar en hy lyk amper alright. En elke nou en dan as jy loop dan sê ja, maar check maar, ek het maar hierdie mank in my lewe, ek kan nie help nie. Dis maar hoe dit is. Hy sê nee. Ons gaan jou nie oormaak nie, hy sê, ons gaan jou nuut maak. Wat beteken dit? Ons gaan vir jou 'n nuwe been gee. Ons gaan vir jou 'n nuwe hart gee. Ons gaan vir jou 'n nuwe oog gee. Verstaan jy? Ons gaan vir jou nuwe parte, nuwe uitkyk, nuwe gedagtes, nuwe prentjie van wie jy self is, nuwe hoop, nuwe lewe. Ek het dit kom nuut maak. Ek het nie die ou goed kom probeer regtimmer nie. It's gone. Nuut.
kyk gou die ou so langs jou, dan sê jy is speaker, so wat? Brand spanking new. Jy is splinternuut, dis die woord, splinternuut. Nuut gemaak. As Christus jou nuut gemaak het, belyn jou gedagtes met sy uitspraak oor jou. Sien, partykeer vat ons gedagtes ons terug na die ou prentjie toe. Wat gebeur het, die history. Waar ek was. Partykeer is die history ouens baie ver. Party mense leef met 'n history vir jare. Party ouens se history is so gou soos, ek wou amper sê vanoggend. En moet ek gaan en sê, maar Here, my gedagtes wil my die hele tyd, jy sien ons gedagtes wil ons die hele tyd wegvat van hierdie uitsprake, maar dan kan ek gaan en sê, maar ek leef hierdie vlees in geloof, so wat beteken dit? Ek belyn my gedagtes, maar meer as gedagtes, ek belyn ook my prioriteite, my waardes en my begeertes met sy nuwe koninkryk, met ander woorde die groter prentjie, God se prentjie. Ek belyn my prioriteite met God se prentjie, hoe hy na my kyk. En dan natuurlik, as ons sê die ou dinge het nuut geword, verwys ons na alle ou dinge van die verlede. Dit sluit in ouens, ek het daar geskryf. Jou gedagtes, jou dade, jou uitsprake, gevoelens, denke, gebeurtenisse, alles. Jy weet wat se skrif ek nou gaan opsit. Want hierdie skrif is die waarheid, nog al die jare dieselfde woord, 2 Korintiërs 5:17 wat sê, daarom, as iemand in Christus is, stop gou daar, wat sê ons daar? Dis 'n identiteitsuitspraak, nee. As iemand sy identiteit in Christus verstaan, met ander woorde, ek verstaan God se uitspraak, hy het my geherdefinieer, nee. So as iemand in Christus is hy wat? 'n nuwe skepsel. Hy's nuut gemaak, sien jy, nie pirate parts nie, hy's nuut gemaak, 'n nuwe skepsel. Hy sê, die ou dinge het verbygegaan, die ongeluk, die smash-up, die gebreekte gesieste motor is verby, dis klaar, dis gone. Hy sê, daai goed het verbygegaan. Hy sê, kyk, en dan het ek dit sommer onderstreep, dit het alles wat? Nuut geword. Dit het alles nuut geword. Die ou goed het nuut geword. Die ou pyn is nuwe heerlikheid, 'n nuwe blydskap. Die ou hartseer het die Here kom verander. Verstaan jy, die ou goed wat my vashou, die ou goed, die uitspraak wat gemaak is, wat mense oor my gesê het, wat mense aan my gedoen het, wat my identiteit kom beskadig het of benadeel het, dit sê hy het nuut geword. Sy uitspraak oor jou lewe. Alles het nuut geword. Kom van hierdie woorde af. Hy hang aan die kruis. Kan jy dit sien vanoggend toe Jesus aan die kruis hang? En hy sê hierdie woorde, dit is volbring. Here, in my lewe het U kom goed voltooi, het goed kom nuut maak, het goed kom aanspreek, het nuwe gedagtes oor my kom spreek. In daai oomblik toe jy sê dit is volbring. Ek wil dit afsluit en dit bymekaar bring. So dit is volbring beteken dat niks meer bygevoeg hoef te word nie. Ek kry baie mense wat vashak met hierdie punt om te sê dis goed, maar ek moet nog steeds in my krag probeer dit en dit en dit doen. Ek dink die enigste prentjie is die enigste stryd wat ons in ons lewe het, is om te glo dat ons 'n nuwe identiteit het. Dis die enigste stryd. Christus het die oorwinning oor al die ander goed behaal, oor alles. Maar in my is daar partykeer 'n stryd om te sê, wat beteken 'n nuwe identiteit? Is dit 'n nuwe identiteit? Is dit vergifnis? Is dit liefde? Want jy sien, die oomblik as ek daai goed vat, dan spoor dit my aan om anders te dink en anders te leef en anders te wees. So ons sluit af, redeemed beteken ons is redeemed, beteken die prys is betaal, hoor dit. Ons is redeemed beteken ons leef in 'n nuwe identiteit met Christus. En ons, redefined, en ons is realigned, beteken ons lewe is herstel tot God se doel. Ek wil vanoggend geleentheid gee. Gisteraand was vir my so mooi toe ons 'n geleentheid gehad het vir nagmaal
En weet jy wat, ons gaan vanoggend weer nagmaal doen, en weet jy wat, ons gaan Sondag weer 'n keer nagmaal doen. En hoekom doen ons dit so gereeld? Ek dink dis die plek waar jy kan gaan staan en die naaste aan daai oomblik kom wat Christus vir jou gesterf het, om te besef, Jesus, dit is reël, hierdie nagmaal maak dit nou reël in my lewe. Dit sê, hierdie nagmaal sê vanoggend vir my, dat U het my verlos. Amen. Here, hierdie nagmaal sê dat U het my kom herdefinieer. It's amazing om dit te hoor. Sê, Here, U het my kom herdefinieer. En Here, ek wil vanoggend my alles kom belyn volgens U uitspraak oor my lewe. Dis hoekom ons dit doen. As jy vanoggend na die nagmaaltafel toe gaan, jy gaan sien dis 'n klomp verskillende, hier's 4 tafels, stap net een die naaste aan jou toe en ons het 'n video wat lank is. So as jy voel dit gaan lank vat, moenie worry nie, die video is langer as wat jy gaan vat. Wat ek vir jou wil sê is vat jou tyd. En miskien bedien iemand, miskien bedien jou gesin, miskien bedien iemand wat alleen sit vanoggend en vat dit en sê, besef ons vandag wat daardie woorde aan die kruis beteken het, toe Christus gesê het, dit is volbring. En bring vanoggend jou seerste seer of jou grootste, diepste bekommernis, vat dit vanoggend. En sê, Here, U sê aan die kruis, dit is volbring. It is done. My oorwinning. En dan kyk jy na Jesus op die kruis, jy sê, dankie Here, en ek vat daai broodjie wat gebreek is, ek sê, Here, dit is wat met U gebeur het, en ek vat daai sap wat die bloed voorstel, ek sê, Here, dis wat U vir my kom doen het. En kom ons vat hierdie oomblik, terwyl ons hierdie sang gaan opsit, wil ek net vir ons 'n gebed doen, daar waar jy is, en dan kan ons direk daarna onsself bedien met nagmaal. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat U hierdie woorde gespreek het en gesê, dit is volbring, want Here, dit het vir ons 'n nuwe lewe oopgebreek, 'n nuwe prentjie van wie ons is in U en U gedagtes oor ons. Here, dankie dat ons nou kan ten volle leef met die uitspraak van God oor ons lewens. Here, dankie dat ons vermoere kan verklaar en dat ons dit nou doen as 'n groep mense bymekaar kan verklaar. Deur Christus is ons verlos. En deur Christus is ons geherdefinieer en deur Christus is ons herbelyn met die waarheid van die woord in ons lewens. Dankie Here as ons hierdie nagmaal vanoggend vat, dat dit vir ons soveel beteken in ons lewens. Seën hierdie nagmaal gebruik in Jesus naam. Amen. Jy kan opstaan en jouself kom help en gaan sit en daarna gaan ons afsluit. Baie dankie. Groter as die berge, sterker as die see, lei my deur valleie, ken steeds my elke tree. Helder soos die sterre, hemelruim U naam, skrywer van my storie, die woord waarop ek staan. Die woord waarop ek staan.
by my. Ek voel U asem in my. Ek weet U's altyd by my. Ek voel U asem